Ons kyk vandag na bladsy 11 en ons gaan eers kyk na voorbeeld 1. Voorbeeld 1. Voorbeeld 1 sê bepaal die som van die rekenkundige reeks 4 plus 11 plus 18 plus 25 plus en so aan tot waar ons sê plus 3, 6, 8. Is dit 3, 6, 8? 3, 6, 8. Nou as ons van die rekenkundige ry praat, dan praat ons natuurlik van term n is gelyk aan a plus n minus 1 d. Is dit korrek? Nou die som tot die einde term praat ons van die formule sê n gedeel deur 2 gedeel deur 2 hakkie a plus l is die een formule en dit is die formule wat ons gebruik as ons die laaste term het. Andersins is dit Sn is gelyk aan n oor 2 vierkantige hakkie 2a het julle hom? Dis mos 2a plus n minus 1 d en dit is hy. So ons weet hierdie is 'n rekenkundige ry en in hierdie geval het ons nie die laaste term nie, as julle met my. OK. So in hierdie geval as ons kyk, wat het ons alles nodig? Ons het normaalweg het ons nodig vir n, ons het vir a, ons het vir l nodig of ons het vir d nodig. Een van daai twee. Stem julle met my saam? Nou a is maklik. Ons weet a is die eerste term, so ons weet daai is a. En in hierdie geval weet ons dit is die laaste term. So kom ons sê ons gaan in hierdie geval gaan ons gebruik vir n, a en l. Ons het egter so klein probleempie, stem julle met my saam? Wat kort ons? Ons het vir a en ons het vir l. Ons kort vir n. Hoe kan ons vir n kry? Wel, ons weet dat ons het vir a, ons weet a is 4. Ons weet die laaste term is 3, 6, 8. Ons kan vir d ook bereken, is dit korrek? Wat is d? Kom, praat met my. Is 7, hoe weet jy dit? Is 11 minus 4. So hy is 7, korrek. Maar om dit in te stel in enige van daai twee formules, kort ek nog vir n. Hoe kan ek vir n bereken? Nou, n is die term. Tn is die waarde van die term. Nou ons weet dat hierdie is eintlik die einde term, né? So as ons gaan en ons sê, wel, Tn is gelyk aan, en nou sê ons a plus n minus 1 d. Ons gaan stel in, Tn is 3, 6, 8. A is 4 plus n minus 1 en d is 7. Dan gaan ek uitwerk dat 3, 6, 8 is gelyk aan 4 plus 7n minus 7. En nou as ek oplos vir n, gaan ek sien dat n is 53. N is 53.
Nou kan ek gaan en ek kan gaan sê, goed, in daai geval, as ek nou sê Sn, S tot die 53, die som tot die 53ste term is 53 gedeel deur 2 maal A wat 4 is, plus L wat 368 is, dan gaan ek kry dat die som tot die 53ste term is dan gelyk aan 9858. En dit is bloot sakrekenaarwerk wat hier gedoen moet word, wat dit betref. So daar het ek dan nou my antwoord self. So let op, wat ek doen is ek kyk na die formule en ek vra vir myself af, wat is dit wat ek kort? Wat is dit wat ek kort kom? Kan ek sekere goed bereken? En dan doen ek dit en op baie manier los ek hom op.